Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens van my Pastor Alta. Wat 'n voorreg om weer vir u te groet in daardie wonderlike geseënde naam. Dankbaar en bly vir die Here vir nog geleenthede om die evangelie van vrede te verkondig. Kom ons bid saam. Wonderlike Here en Meester. Vanaand, liewe Here, is ek dankbaar om weer die troon van genade te nader. Om vir u te vra om my te omgord met krag en dat u deur die Gees my sal ondersteun. In Jesus se naam. Amen. Weet jy, die Here is vir mens goed. Halleluja. En ek is dankbaar en ek is bly vir die Here vir geleenthede. God gee geleenthede altyd deur, gedurig deur, en ek is dankbaar vanaand om weer die evangelie van vrede te verkondig. Ek dink in ons gemeenskappe is daar so baie probleme, kinders verloor hulle lewens, die orde van die huise lê plat, fondasies, halleluja, en daar is nie meer beheer oor goedes wat gebeur in ons samelewing. En die Here wil hê vanaand, ek wil net 5 dinge miskien vir ouers noem wat belangrik is. Ons kinders het natuurlik fisiese behoeftes, is kos, water, shelter, halleluja. Weet jy wat? Hulle het ook 'n behoefte dat hulle ook moet leer om natuurlik, soos ons sê, Bob job, hulle moet werkies het, waar hulle ook geld verdien. Het ons kinders dit. Fisiese behoeftes, wat ouers natuurlik moet voorsien, word dit moontlik vir hulle gemaak. Nommer 2, hulle het safety needs, Hulle moet grootgemaak word in 'n safe environment, waar daar reeds is, die manier hoe dinge gedoen word. Word ons kinders groot omtrent safety, waar hulle veilig voel as hulle huis toe gaan, die omgewing waar hulle bly. Ek sal nooit vergeet het, toe ek die dag huis wil hê, het my pastoor gesê vir my swart, ek verstaan dat jy soek 'n huis, jy moet spesifiek wees as jy met God praat rondom 'n huis. Die plek waar jy bly, as dit loop afstand van die dorp af, spesifiek moet jy vra die huis alles wat jy wil hê. En hy sê, ek en my vrou gaan bid, want God is 'n God van spesifikasies, ek sal dit nooit onthou nie. En ek het die Here gevra rondom my huis, en die Here het dit vir my gegee. So geweldig is die Here. Dan het ons kinders social needs, halleluja, waar hulle natuurlik in groepe, vriendekringe beweeg, altyd groepe, daar's by die skole, is daar spannetjies wat natuurlik groep, en hulle kan afbreekend wees teenoor kinders, en selfs as social gatherings soms, halleluja, is die kinders, is daar vryheid vir dit, waar die kinders naartoe gaan, kan jy verseker wees, as jy jou kind stuur, halleluja, soos jy die kind gestuur het, gaan die kind weer terugkom in dieselfde formaat. Die 4de een is self-esteem. En ons as ouers moet let op die voorkoms, hoe jou kind lyk, want daardeur kan hy natuurlik eer kry, en baie keer moet ons as ouers, ons kinders reward, 'n 10 op die skouer sit vir wat hulle als doen ons dit,
Van daardeur kry hulle respek, wanneer iemand voorkoms, ordentlik lyk, halleluja, jou kind is miskien slim, as jou kind se klere drag nie reg nie, dan kan die mekanis lag op die skole en hulle doen dit, dan kan jou kind inkrimp, nooit weer homself wees nie, want daar was die voorsorgmaatreëls gemaak vir dit nie, dit is ouers se verantwoordelikheid. Die dag toe my seun 'n dame pregnant maak, toe sê ek vir hom, you are a young man with responsibilities en dankbaar dat hy het aangeneem en ingeneem wat ons hom geleer het en hy dra sy verantwoordelikheid, En die 5de ding wat belangrik is, dat kind se potential moet ontwikkel word en dit gebeur dat opvoeding en die gesindheid wat die kind het, maak dat hy geleenthede gaan kry in die samelewing. Is ons daar as ouers? Baie keer is dit kinders wat kinders kry, dit is waar het vir ons verkeerd gegaan het in die samelewings, Dis 'n issue om geadres te word, halleluja. Maar weet jy, die Here staan vanaand stil by ons as ouers. Wat gaan ons maak? Rondom ons se probleme wat ons het. Gaan ons toetree, gaan ons kinders groot maak in die vrese van die Here? Die Bybel leer my, toe ons kinders geboorte word die kinders voorgestel aan die Here as hulle kerk toe gaan. Was die kind net daar gelaat en baie keer kry jy belofte waar die kind natuurlik voorgestel word aan die Here. Seuns is 'n erfdeel, Psalm 127 vers 3 van die Here. En seunskinders is 'n geestelike aard wat ontwikkel moet word. Wat doen ons omtrent dit? Baie keer doen ons nie moeite nie, want mamma en papa gaan saam uit, halleluja, is nog meer op nice times te doen, soos ons sê, behalwe om sorg te dra van hulle kinders, en die meeste van die tyd is kinders by families gelaat of by mense, halleluja, wat sien hulle? Wat later gaan affekteer wat hulle gaan word in die lewe. Ons sit met 'n probleem wat geweldig is. Psalm 32 vers 8 sê die Here, ek wil jou leer aangaande die weg, my oog is op jou, ek wil vir jou raad gee, rondom hoe om dit wat genoem gewees het, hoe jy dit kan toepas met die hulp en die ondersteuning wat ek vir jou gee. En daarom kan ons nie deur die lewe gaan, dat ek gaan deur die lewe, maar ek is nie bewus, halleluja, ek het verantwoordelikheid nie. Ons het verantwoordelikhede, wat jy nie vir papa of mamma kan gee nie. Jy het 'n kind, jy moet doen wat jy moet doen, om sorg te dra, halleluja, van die kind. As ons kyk na ons communities, gemeenskappe, dit lê plat daaronder, van kinders word groot deur die wind, soos die ou mense sê. Soos ons as ouers, halleluja, mag God ons help, dat ons in die jaar 'n dag kry, en ween voor die Here, ons almal saam, oor ons waar ons nagelaat het, om ons kinders groot te maak, in die vrese van die Here, dat God van gedagte kan verander, halleluja, met die druk nou wat kom na ons nageslag toe. Die Bybel leer my, in Exodus 20, is daar woord, die ding is vers 5, waar hy sê, hy besoek die kinders van die 3de en die 4de geslag van duisende van die wat my haat. Halleluja. Hy sê in Spreuke, sê, die wat my mis, benadeel sy eie lewe, nie net sy lewe nie, maar selfs die wat saam met hom verbind is. So baie keer doen ons soveel min moeite om op te gaan met die huis van die Here, want ons het soveel nice times, dat ons vergeet, halleluja, ons moet opgaan na die huis van die Here, met my huisgesin en al, halleluja, sodat ons voor die aangesig van God kan verskyn. Het jy geweet, my liewe mens, wanneer jy voor God staan, sien God jou as 'n reeks vorentoe, halleluja, maar wat sien hy, wat sien God, wat dalk jou nageslag natuurlik, kan negatief beïnvloed of benadeel. Wil God vanaand sê, halleluja, die tyd het aangebreek. En hier kom God se woord, Spreuke 13 vers 18 sê, baie keer word jy vermaan deur jou ma of jou pa, maar dan luister ons nie. As ons kinders het, en ons is nie getroud nie, en ons het verantwoordelikhede, en ons dink nie hulle fisieke behoeftes nie, hulle safety needs nie, is jou verantwoordelikheid, wie kind se self-esteem, selfbeeld, halleluja, die student wat die kind gaan word, of sy potential wat ontdek moet word, dit is die ma en die pa se verantwoordelikheid om toe te sien dat gebeur, hoor wat sê die Here,
Nou word ons aangespreek, dan vat ons die notisie van wat mama sê nie. Armoede en skande, Spreuke 13 vers 18, is vir hom wat die tug verwerp. Maar hy wat teregwysing in ag neem, wat stil sit en net hoor wat ouers sê, halleluja, word geëer. Weet nie, as jy nie gaan luister wat jou ouers vir jou sê nie, in die geesteswêreld, halleluja, gaan jy 'n titel kry van die goddelose. En weet jy wat sê God se woord, wanneer jy goddeloosheid bedrywe, wanneer jy ongehoorsaam is, Spreuke 13 vers 6 sê, goddeloosheid bring die sondaar tot 'n val. En ek dink is geweldig. Hy sê Spreuke 17:20, wie verkeerd van harte sal die goeie nie vind nie. Jy sal nooit kan droom nie. Jy sal nooit, halleluja, positiewe dinge vloei in jou lewe nie. Hallelujah, because hope open up the door of possibilities. Het sal nooit in jou vloei nie. Jy stop die vloei van liefde na jou hart toe, want jy besef nie, deur die vermaning wat jou ouers soms gee, my liewe kind, vanaand, wat met my luister, jongvrou, hallelujah, is jou ouers nog steeds besig, hallelujah, om jou hart te prepare, dat wanneer hulle nie meer daar is op aarde nie, dat goeie dinge jou kant kom. En ek dink is wonderlik om ouers te hê. Weet jy wat sê Spreuke 10 vers 20, die hart van 'n goddelose is min werd. Ja. En weet jy, God wil hê dat ons as mens moet kom, because ek moet lewe op aarde om God te verheerlik, nie om in 'n bende bedrywighede groep te wees nie. I was put on earth to glorify God. God het my gawe gegee volgens Spreuke 18 vers 16, wat ontwikkel moet word, halleluja, dat God het ons almal op aarde skielvol gemaak, maar weet jy wat, ons het nog nooit uitgevind wie ons moet wees nie. Ons soek natuurlik gou maniere om ryk te word. En die Here wil vanaand vir ons se jong mense sê, das nie gou manierie, halleluja, jy kan die dood in die oë instaan. God kom, en die Here is geweldig. Ek dink die eerste moord het plaasgevind vroeg in Genesis, halleluja, toe Kain sy broer Abel doodmaak. Hy het sy broer doodgemaak, Abel het sy beste gegee, halleluja, en God het dit aangeneem, gerespekteer. Kain het nie, hy het nie moeite gedoen met sy offer in voorbereiding nie, en hy maak sy broer Abel dood. Die Bybel sê die bloed val op die aarde, en die Here verskyn aan Kain en vra vir hom, Kain, waar is jou broer Abel? Hy sê vir die Here, sê ek my broer se wagter? Die Here sê, nee, jy is nie, maar die stem van die bloed van jou broer roep van die aarde af, halleluja, tot by my, en het my te kenne gee, wat het jy gedoen? Weet jy wat sê vir Kain? Die aarde sal sy opbrengs nooit weer vir jou gee nie, want die aarde weet toe die bloed val, die lewe van die mens is in sy bloed, sal die aarde sy opbrengs nooit meer gee nie. En weet jy wat gebeur? Jou lewe lang sal jy net 'n robane wees, soos hulle sê, jy sal mense rob, want jy sal nooit kan uithaal uit die aarde uit die, jy sal nooit die voorreg hê om die vrug te geniet van jou handewerkie, want die bloed het op die aarde geval. Jy sal 'n vlugteling wees op die aarde, die Bybel sê goddelose vlug sonder dat daar vervolging is, so in jou gees is dit, halleluja, en die daad wat jy gedoen het om iemand voor te lê op bloed, dat jy lê jouself voort, sê Spreuke 1. You know. En hy staan hy, toe God uitklaring gee, hy sê vir die Here, wil jy vir my sê, ek sal nooit die voorreg hê om in die teenswoordigheid te kom nie, miskien ek moet vlug na 'n vreemde plek toe, ek weet nie wat wag vir my alles daar nie, sal ek nooit die geleentheid hê om voor u te verskyn nie, en God het van gedagte verander, net vir die woorde wat hy kind gespreek het. Halleluja. Jongman, God het 'n plan vir jou lewe, you know. Laat toe, halleluja, laat jy ontdek, wat is God se plan vir jou lewe. Jong dame, die Here kan vir jou alles doen.
Moenie dat die bitterheid en seer jou so verblind, halleluja, dat jy nie kan sien, halleluja, en weet, daar is 'n God, halleluja, wat al jou sonde vir jou kan vergewe nie. God is almagtig. Mag jy sê, soos die prediker hier sê, vergewe my Here, waar ek nie verdra het nie lief gehad het nie gevoel het nie, waar my hart sonder warmte opgetree. Wow. Mag God ons help, en mag die Here ons genade gee, halleluja, dat ons gaan sorg om te kyk na ons kinders se behoeftes. 'n behoefte is 'n begeerte of drang waarsonder die mensie kan leef nie. Maar gelukkig het God ouers gestel om toe te sien dat die behoeftes vervul moet word, en jy kan nie leef en jou probleme en jou behoeftes afskuif na jou ma en jou pa toe nie. Dit word nie so gedoen nie. Jy sal dit maar moet dra, meneer, sodat jou lewe radikaal daardeur verander. Jy is bewus van jou verantwoordelikheid, en dit sal maak dat jy verkeerde plekke mis en fokus natuurlik oor jou nageslag wat voor jou is. Ons geslagte word uitgewis weens onkunde, omdat jy nie weet dat die Here kan vir jou alles doen nie. Die kerk raak nou die gevaarlikste plek, halleluja, want mense dag nie op om te hoor wat is God se plan vir jou lewe nie. Die Here het 'n plan vir ons almal se lewe. Hy sê dit gaan goed met die mens wat die aangesig van die Here soek. Het gaan goed met die jong man as jy jou lewe radikaal verander en vir die Here sê, ewen dit wat jy verkeerd doen, bely dit voor die Here, maak die God van Israel heerlik, sê om te kenne wat jy gedoen het, en die Here is bymagtig om jou gesond te maak, en genade te gee, en hulp te stuur uit Sion uit, en jou lewe radikaal verander. Our God is able, because He is God, halleluja. God het ons nie gebore op aarde om ons net so te laat los nie, halleluja. Hy is nog steeds besig om uit te haal en by te add, maar allow God dat hy kan op sy wyse, dat hy kan beweeg in jou lewe. Die evangelie verander mense lewe radikaal, you know. God is goed, halleluja, die Here is bymagtig om dinge te laat kan gebeur, want wanneer jy die Here ontmoet, halleluja, kom die woord van die Here in vervulling, deur jou stryde wat jy het, en jy kom na die Here toe. Psalm 94 dink ek, is welgeluksalig is die man, wat God onderrig in sy woord, uit sy woord uit, en wie se wees, en wie het 'n welbehae, en natuurlik in sy woord het. Wanneer jy na die Here toe kom, met swakheid en al, is God besig, halleluja, met die voorbereiding wat hy maak deur sy woord, om jou gesond te maak, om jou uit jou kuile uit te red, om vir jou 'n splinternuwe mens te maak. 2 Korinte 5:17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Kyk, die ou ding het verbygaan, alles het nuut kom word, halleluja. God is bymagtig, jong man, jong vrou, halleluja, kry die geleentheid om te ontsnap uit jou leefstyl uit, en die Here is bymagtig om jou lewe radikaal te verander. Weet jy, my broer was opgesluit vir 'n tyd destyds, en hy vra my die vraag, ek het hom gaan besoek by die gevangenis, en my pa was 'n bewaarder. Hy sê vir my, Alta, sal het nooit vergeet nie, Roekdaga, die disciples het dan wyn gedrink, maar die Here het vir hulle gehelp. Hoekom kan God nie vir my help nie? You know? En ek sê vir hom, my God is bymagtig om vir sy arm aan jou te openbaar. Gaan jy, wanneer hy hom openbaar aan jou, gaan jy sien dit wat die Here gedoen het, en gaan jy die verandering aanvat, meneer, wanneer God beginne werk, en hy sit iets vir jou in plek. Weet jy, die minister Mr. Mandela kom uit die gevangenis uit, you know, en die gee amnestie, dat daar nog gevangenisse kan uitkom, seker die wat nou nie soveel straf het op hulle nie, you know, en my broer is een van hulle wat amnestie kry. Ek sal dit nooit vergeet nie. En die Here wys aan hom, hoe groot die Here is, met die versoek wat hy gerig het aan my, en ek wat gepraat het met die Here oor hom, altyd gedurig deur, Here openbaar u hand aan hom, en God het dit gedoen.
As die Here dit vir hom kan gedoen het, wat kan die Here nie doen nie? Hy is bymagtig om jou lewe radikaal te verander, want die evangelie se naam is goeie tyding. Met die evangelie kom daar vergifnis en soveel liefde gee God vir ons, halleluja, dat hy vergewe jou, jy kan voor God staan, nie as 'n veroordeelde nie, want hy sê, belangrik Psalm 32, halleluja, wanneer God jou lewe verander, sal jy voor God staan, want in jou gees haal jy alle bedrog uit, en jy begin te lewe bewustelik omtrent wat jy in jou hart in opneem, en ek dink is wonderlik. David sê, dit gaan goed met 'n mens, wat begin te werk, halleluja, dat hy die bedrog uit sy gees uithaal, dan kry jy die geleentheid, dat die Here jou help en jou lei na waters, waar daar rus is. Jong mense, vanaand, dit maak nie saak in watter provinsie jy is nie, of jy vanaand in die gevangenis sit, begin te dink terug oor jou lewe. Weet jy, die Here sê in sy woord, toe Jesus gesterf het op die kruis van Golgotha, en die moordenaar sê vir hom wat hang op die kruis, Here, dink aan my, sê hy vir die Here in sy lydingsuur, triomfeer bo aan die pyn, want hy was wonde, doringkroon, oral was hy wonde opgedoen, in sy lydingsuur, sê vir die Here, dink aan my. Weet jy wat doen hy aan Jesus? Hy sê vir die Here, triomfeer bo aan jou pyn, halleluja, en onthou die rede hoekom jy na die aarde toe gekom het. Ek dink 1 Johannes 3 vers 8, vir hierdie doel het die Seun van die mens gekom, om die werke van die duiwel te verbreek, halleluja, en hy gee bied aan Jesus die geleentheid om te triomfeer bo aan sy pyn, halleluja, waar hy vrede ook gegee het, en dit wat hulle aan hom gedoen het, sê Jesus vir hom, vandag is jy saam met my in die paradys. Maar weet jy wat het hierdie moordenaar ook nog gedoen? Jesus het geprofeteer vir die fariseërs gesê, hierdie gospel gaan van julle afweg, hierdie koninkryk gaan van julle afweg gevat word en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan dra. En hy, die moordenaar, laat toe, laat Jesus op aarde, halleluja, sien hoekom sy eie profesie in vervulling deur die moordenaar. En die deur gaan oop vir ons as heidene, halleluja, die gedagte wat Jesus vir ons het. Mag God ons help, halleluja. Jesus staan op die aarde, voor hy heen gaan gekruisig word. Sê, Here, ek bid nie alleen vir my disippels nie, almal wat nie my gegee het, dit ek gewaak. Nie een van hulle het verlore gegaan nie, maar ek bid ook vir hulle, wat deur my woord, deur hierdie woord, gaan glo in my, toe maak hy die deur oop van die hemel vir ons. Wat wil die Here sê? God het 'n plan vir jou lewe. Los alle planne wat negatief is. Gryp na die ewige lewe. Halleluja. En baie kere is ons besig met dinge wat die ewigheidswaarde inhou. As jy vanaand jou oë moet toemaak, waar gaan jy dit oopmaak? Dis 'n vraag. Mag Here ons help, jong mense. Halleluja. Soek die kerk. Soek die kerk op, maar die belangrikste, soek die Here. Soek die Here, hy sê, roep my aan, terwyl ek nog te vinde is. Soek my, en roep my aan. Geloof vir my, staan 'n ware getuie. Ek die dag roep, toe hoor die Here my. En die Here het my kom verlos, halleluja, van alles wat my verbind het aan die wêreld, wat my beroof het om my lewe te leef, authentically, om my persoonlike waardes natuurlik voor 'n dag moet kom. Ek het by die einde gekom. Mag Here ons help. Gryp jou geleentheid aan. Jaag daarna. Halleluja, na die liefde, die vrede wat God vir ons het en vrywilliglik gee. Vader, sien hierdie gedagte vanaand
Ons jong mense, halleluja, wat hulle lewe verloor. Maar vanaand stuur u woord uit, om hulle gesond te maak, hulle genade te gee, en aan hulle te toon, hoe lief u vir hulle is, deurdat u nog hierdie boodskap vanaand uitstuur, om hulle te bereik. Seën hulle, laat dit versprei word, my God, want u is my magtig, om u seën te gebied, en die goedertierenheid oordag. Seën my ook vanaand, Here, en dankbaar, dat u my lewe ook radikaal verander het. Dankie vir die woord wat uitgestuur was na my toe. Dankie sodat vanaand uitgestuur word na hulle toe, glo ek, verandering gaan plaasvind. In Jesus se naam. Amen. Ek het by die einde gekom, Pastor Alta. Ek groet u tot 'n volgende keer. Amen. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.